As dan nou een ding is wat hierdie inperking en sosiale distansiering vir my geleer het, is dit dat ons geskape is om die lewe met mekaar te deel. Geen video, sosiale media of virtuele ontmoeting kan die belangrikheid van ons fisiese samesyn en sosiale interaksie vervang nie. Die probleem met sosiale media is dat dit dikwels die woord sosiaal met digitaal verwar. Sosiaal kom van die Latynse woord sauci, nie sushi, rou vis waaraan jy dalk dink nie, sauci, en dit beteken bondgenoot of vriend. En wanneer ons hierdie beskrywing van sosiaal na die Bybel toe bring, het die Bybel baie te sê oor ons sosiale interaksie met mekaar. Spreuke 27 vers 10 sê dat 'n vriend wat naby is, baie beter is as 'n broer wat ver is, want, sê Spreuke 12 vers 25, hierdie ouens wat naby jou is, hierdie vriende en die mense wat naby jou is, hulle help jou om op die regte pad te bly en jy kan op hulle liefde reken, sê Spreuke 17 vers 17 vir ons. Spreuke 24 vers 26 sê dat jy altyd op 'n ware vriend se eerlike antwoord kan reken. Al maak dit jou soms seer, volgens Spreuke 27 vers 6, want dit gebeur tog. En as ons so kyk na die Bybelse definisie van ware vriendskap en nabyheid en hierdie meelewing wat ons het, dan skiet sosiale media baie ver te kort. So ware gemeenskap is veel meer as net 'n mooi boodskap op Facebook. Dit beteken om die lewe saam te ervaar. Dit beteken ook dat dit sluit hierdie mekaar opdragte van die Nuwe Testament word ingesluit by hierdie meelewing wat ons met mekaar ervaar. En hier dink ek nou byvoorbeeld aan mekaar boodskappe in die Nuwe Testament soos onselfsugtigheid, praktiese diens, opoffering, simpatie en ek dink hierdie lys gaan net aan en aan. So met ware gemeenskap ervaar mense egtheid. Hulle ervaar jou eg. Jy het 'n geleentheid wanneer jy by iemand is, het jy 'n geleentheid om eerlik te wees met wie jy is, om vergelykings te tref en assosiasies te maak, alles om te ontwikkel in die mens wat 'n verskil vir Jesus Christus op hierdie aarde kan maak, mits jy die Heilige Gees toelaat in hierdie verhoudinge van jou. Metafories gesproke vind die wêreld se intimiteit of sosiale omgang dan nou in die donker plaas, terwyl God se model van intimiteit vind in die lig plaas. Donker word dikwels geassosieer met seer kry en wegsteek en swaar kry of iets terughou of iets in die geheim hou, maar in die lig kan almal ons sien vir wie ons is en ons werklike klere kan na vore kom. Ons kan skitter soos wat God ons gemaak het. So egtheid vereis moed en nederigheid, want ons stel onsself dikwels so bietjie bloot wanneer ons eg is. Ons moet hierdie sosiale maskers wat ons dikwels dra, so bietjie afval sodat ons ware klere kan skitter, soos wat die Bybel sê. So dit is die beste manier om geestelik te groei en om emosioneel gesond te bly, is om te wees wie jy veronderstel is om te wees en om uiting te gee aan hierdie karaktereienskappe in 'n vriendekring met mense naby jou, waar jy ook 'n impak vir Jesus Christus op jou gemeenskap kan hê. Dis die beste manier om dit te doen. So ons groei absoluut deur eerlik met onsself as ook met ander mense om ons te wees. Nou sê die Bybel vir ons in Jakobus 5, en ek wil gou hiernatoe blaai, Jakobus 5 vers 16 sê vir ons die volgende. Hy sê hier, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan bly. Nou, in ware gemeenskap ervaar mense gemeenskaplikheid. En gemeenskaplikheid het twee komponente, dis 'n gee en 'n neem, dis 'n wederwysige ding wat plaasvind. En dit hang altyd van mekaar af, daardie mekaar boodskappe. En nou sê die Bybel vir ons hierso in 1 Korintiërs, en ek wil dit gou hier vir jou lees, in 1 Korintiërs sê hy vir ons die volgende, 1 Korintiërs 12 vers 25. Hy sê, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie,
maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar kan dra. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons het mekaar nodig sodat ons vir mekaar kan sorg en mekaar kan ondersteun. So gemeenskaplikheid is die kern van 'n gemeenskap, want mense word gebou en ontwikkel, onderlinge verhoudinge vind plaas, ons deel verantwoordelikhede met mekaar en ons help mekaar. En Paulus beskryf dit baie mooi eintlik verder hier in Romeine, en ek wil net vinnig vir jou dit lees. Hier in Romeine sê hy vir ons die volgende, hy sê vir ons hier in Romeine 1 vers 12 die volgende, hy sê, ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle sinne en julle deur myne. So jy sien, jy is baie meer konsekwent as daar iemand is wat die pad saam met jou kan loop. Nuwe Testament of die Nuwe Testament beveel meer as 50 keer aan dat ons vir mekaar dinge sal doen. Jy is nie vir almal in Christus se liggaam verantwoordelik nie, maar ons is teenoor mekaar is ons verantwoordelik. En God verwag dat ons mekaar sal help en mekaar sal bystaan. Nou sê Romeine 14, en ek wil net so 'n bietjie aanbly na Romeine 14 toe. Hy sê vir ons die volgende in Romeine 14 vers 19, sê hy vir ons, hy sê, laat ons dan ons beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. En dis wat God wil hê ons moet doen, hierdie meelewing wat daar moet wees. Daarom smag mense so om by mekaar te kom en om weer in die kerk te kan wees, waar ons mekaar se koinonia, waar ons die samesyn van die Heilige Gees weer kan beleef. Want in ware gemeenskap ervaar mense meelewendheid. Dit beteken nie raad gee of oppervlakkige hulp aanbied nie. Dit beteken dat ons ander mense se pyn sal ervaar, dat ons met ander mense sal deel. En vandag noem ons dit empatie, maar die Bybel noem dit meelewendheid. En luister gou hoe mooi sê Kolossense dit vir ons. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 12 tot 14 die volgende. En hy sê hier, hy sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees, geduldig met mekaar en vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê, dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saam bind. Meelewendheid bevredig twee basiese behoeftes wat ons as mens het. En die eerste is dat iemand my verstaan. Daar's iemand wat my verstaan. En die tweede is dat ek en jou gevoelens erken word deur iemand anderster. So elke keer as jy iemand se gevoelens verstaan en bevestig, bou jy aan daardie gemeenskap en maak dit deure oop sodat jy die evangelie en Christus kan wees vir mense wat om jou nodig het. Die probleem is met vandagse mense en veral met sosiale media, is dat ons dikwels onwillig is om met iemand anders se seerkry opgeskeep te sit. Maar die Bybel sê die volgende in Galasiërs 6 vers 3. En kom ons kyk gou wat sê Galasiërs vir ons hier, Galasiërs 6 vers 3. Hy sê vir ons die volgende. Hy sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Ons het nodig om mekaar se swaar kry, mekaar se sukkel te dra. Ons moet mekaar, daai mekaar boodskappe van die Nuwe Testament het ek en jy nodig om te verstaan en uit te leef. Ons het mekaar nodig in tye van ons diepste smart, in tye van ons grootste krisis, tye van lyding, het ons mekaar die meeste nodig. Soms druk ons omstandighede ons tot op die punt waar ons geloof wankel, en dan het ons ander gelowiges nodig as vriende wat vir ons kan in die bres tree. Daar's soms tye in ons lewens wat iemand namens ons voor die troon van God moet gaan kniel en gaan sê, Here, ek dink vandag aan daai vriend van my wat sukkel en swaar kry, en laat weet vir hierdie mense dat jy vir hulle bid en dat jy vir hulle omgee. Dit was presies wat Job tydens sy lyding en smart nodig gehad het, was ware vriende.
En nou sê die Bybel vir ons hier in Job, en ek blaai vinnig gou soontoe na Job toe, en luister wat sê die Bybel hier vir ons in Job 6 vers 14 staan geskrywe: Wie medelee met 'n vriend beskou as 'n las, het die eerbied vir die Almagtige verwerp. Dis eintlik 'n verskriklike teksvers as jy daaraan dink dat as jy jouself distansieer van iemand naby jou se swaar kry en se las en se sukkel, dan sê die Bybel vir ons, het ons in dieselfde asem die eerbied van die Here verwerp. En dit beteken nie dat ons altyd net gee as dit nie aan ons vermoë is en dinge doen nie. Dit beteken ons is daar vir mekaar, ons help mekaar, ons ondersteun mekaar, ons lewe die lewe saam. In ware gemeenskap ervaar mense genade. Almal van ons het genade nodig, want ons struikel en val almal van tyd tot tyd. Ons is almal aan die gebroke kant van die graf. En dat ons net iemand se hulp en bystand nodig het om ons dan weer in daardie swaar tye op die regte pad te bring. Luister wat sê Paulus vir ons hier in 2 Korintiërs 2 vers 7 lees ons die volgende. Hy sê, God sê, let wel, is nie Paulus nie, hy sê, God sê, nou moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word, dat hy heeltemal moed verloor. Hoe jammer is dit dat mense so hartseer raak in hierdie tyd, dat hulle heeltemal opgee en hulle moed verloor. Ons sien hoeveel mense hulle eie lewe neem, en ek wil ek vir jou sê, ons kan ons nie distansieer van iemand anders se swaar kry en se sukkel nie. Daar's 'n rede waarom hierdie vriende naby jou lewe, daar's 'n rede waarom hierdie mense in jou lewe is. Gee aandag in dit, wees lief vir hulle, en wees meelewend en mededeelsaam met die mense indien dit in jou vermoë is. En God sê vir ons dat ons mekaar moet vergewe, sê Kolossense 3 vers 13, want bitterheid en wrevel vernietig die gemeenskap altyd tussen mense. Omdat ons onvolmaakte mense is en aan die gebroke kant van die graf staan, in sondige mense is, maak ons ongelukkig van tyd tot tyd mekaar seer, en daarom het ons genade nodig. Genade bou gemeenskap en hou hierdie gemeenskap in stand. Ons het altyd maar genade met mekaar nodig, man en vrou, en almal het genade nodig. God sal nooit van jou verwag om iemand anders meer te vergewe as wat hy jou reeds vergewe het nie. So moenie traag wees om genade teenoor iemand te betoon nie. Mense is dikwels traag om genade te betoon, want hulle verstaan nie die verskil tussen vertroue en vergifnis nie. En laat my toe om net kortliks vir jou die verskil uit te wys. Vergifnis beteken om die verlede agter te laat, terwyl vertroue fokus op die toekoms. Jy sien, die een fokus op die verlede, die een op die toekoms. Vergifnis moet onmiddellik plaasvind, moet dit nie uitstel nie, terwyl vertroue vat weer tyd om te herbou. Dis 'n langer proses wat moet plaasvind. Vergifnis sê die Bybel dat ons nie boek moet hou van die kwaad nie, dat ons hierdie goed moet afskryf, terwyl vertroue verwag dat ons 'n rekord moet hou van dinge wat gebeur. En die beste plek om vertroue te herwin is in die gemeenskap van die gelowiges waar ons by mekaar kan wees. Ek sluit vandag af met hierdie volgende gedagte, en ek wil ek vir jou sê, wat jy vandag kan doen, is om op die regte plek en op 'n hegte vlak met iemand anders te connect of te verbind, in kontak te kom en 'n verskil te maak in iemand se lewe. Al beteken dit jy gee net vir hierdie persoon 'n lytjie en jy hoor hoe dit met hom gaan, en doen 'n oproep oor die telefoon of 'n gebed oor die telefoon en bid vir mekaar en ondersteun mekaar. Kom ons dra mekaar se laste, want dis wat hierdie tyd vir ons geleer het, is dat ons die lewe saam moet leef, dat ons die lewe saam moet geniet, en dat ons mekaar nodig het om gesond te kan lewe. So kom ons bid saam en ons vertrou die Here, dat hy ons gemeenskaplikheid sal herstel na hierdie lang tyd van afsondering en sosiale distansiering, terwyl ons deur hierdie pandemie werk, sodat ons mekaar sal ondersteun en opbou en versterk en bystaan, sodat ons aan die einde van die dag beter en sterker aan die ander kant sal uitkom. Kom ek bid saam met jou. Here, ek sê vir u baie dankie vir u woord. Dankie vir die mense wat u in my lewe geplaas het, my vriende,
my buurman, almal om my, die mense vir wie ek lief is, en dankie dat ek 'n verskil in hulle lewe en hulle in myne 'n verskil kan maak. Dankie dat ons mekaar kan ondersteun en mekaar kan lief hê, en dankie Here dat ons hierdie lewe saam kan geniet. Ek bid dat wanneer ons onder die versoeking kom, dat ons selfsugtig en eie wys is, dat U vir ons daarop sal wys, en dat ons 'n verskil sal maak. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here vir jou seën. Deel hierdie boodskap met iemand anderster en versterk jou vriende in die kosbare naam van Jesus. Tot ons weer met mekaar gesels. Totsiens.